Vader, dankie dat ons U mag aanbid. Dankie vir 'n geleentheid soos vanmôre om by mekaar te kan kom en saam te kan verklaar dat U leef. En hoe wonderlik om te kan weet, Here, dat die dood het nie oorwin nie. Die angel is uit die dood uitgetrek. Want Here, U leef. En daarvoor wil ons U eer. En ons wil vir U sê dankie. Dankie dat U ons kom ontmoet en elkeen sy eie unieke spasie. Hier waar ons ook vandag is, Here, ken U ons omstandighede? Weet U waarmee ons sukkel? Weet U hoekom ons harte dalk swaar is? Want Here, U is 'n God wat betrokke is. En ons wil vir U sê, Here, dankie dat U ons ken. Ek wil ook sê, Here, dankie dat U ons verstaan. En dankie dat U deel is van ons lewens. En wanneer ons ook na U woord gaan kyk en gaan praat oor hemelvaart, U wat opgevaar het na die hemel, is ons gebed, Here, dat U dit sal seën. Mag dit ons harte verander, mag dit ons perspektief verander op die lewe, ons uitkyk op dit wat nog mag kom, mag dit ons lewens verander, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Ons wil vandag baie welkom sê aan meneer en mevrou Van Dijk. En het is lekker om julle saam met ons te kan hê. En dankie dat jy die tyd gemaak het om hier te wees. En dit is belangrik. Dis was al die jare 'n belangrike dag op die kalender gewees. En dit is nog steeds belangrik, want ons kom by mekaar en ons sê dat die Here het opgevaar na die hemel toe. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees uit Handelinge 1 van vers 6 tot 11. En dit sê die volgende: Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ek wil graag vanmôre met jou gesels en my tema is: om te groet is nie maklik nie. Ek dink jy sal met my saamstem dat om te groet moeilik is. En of dit nou die groet by die skoolhekkie vir die eerste jaar in graad 1 of wat dit ook al mag wees, dis baie keer moeilik om te sê totsiens. Miskien by die lughawe wanneer mense dalk immigreer of dalk vir 'n baie lang tyd weggaan, is dit ook moeilik. En sien jy baie keer wanneer jy by die lughawe is, sien jy die trane en jy sien die hartseer wanneer mense totsiens sê. Of om van 'n hospitaalbed af weg te stap, of om iemand vir die laaste keer te groet. Ek het hier gesê dat wanneer liefde diep loop in ons lewens, raak en maak groet al hoe seerder. En hier op Hemelvaartdag beleef die disippels ook dieselfde. Hulle het vir 3 jaar 'n baie nou pad saam met Jesus gestap. Hulle was daar in die goeie tye as ook in die moeilike tye. Hulle was daar wanneer hy 10-1 gelag het en vreugde en blydskap beleef het. Hulle was daar gewees wanneer hy wonderwerke verrig het en mense se lewens aangeraak het. Hulle was deel van die storie van die tyd, die storie van Jesus van Nasaret, maak gesond en verrig wonderwerke.
Hulle was ook daar gewees waar Jesus dit moeilik ervaar het, en ek dink sommer aan Lazarus wat gesterf het, waar Jesus ook gehuil het, en was hulle by hom gewees, en het dit gesien, en gesien hoe seer het Christus gekry, toe hy hoor dat sy vriend oorlede is. En dan ook by die kruis, ook daardie laaste asem, wanneer Jesus sterf, daardie totsiens, daardie finaliteit wat daar beleef is. En hier sien hulle hom nou weer. En weer moet hulle van hom afskeid neem. Weer moet hulle hom groet. Weer gaan hy weg. En ek dink die disippels moes leer dat afskeid nie verlies beteken nie. En so sien jy hulle, so in jou verbeelding so kan raak sien jy dat hulle staan en hulle kyk op en hulle sien vir Jesus. En hoe die wolk kom wegneem, hoe hy al hoe kleiner en kleiner en kleiner word, en dan tot op die oomblik wat hulle hom nie meer kan sien nie. En dan dink ek, is dit amper daardie verslaanheid van, okay, wat nou? Hoe nou? Wat gebeur nou volgende? Miskien daardie stilte wat plaasvind van, okay, dis die oomblik. In die volgende oomblik waar die engele by hulle kon staan en vir hulle vra, waarom staan julle en kyk na die hemel? Amper asof hy vir hulle wil sê is, Jesus is nie weg met die woorde, dit is nou klaar nie. Maar Jesus is weg met die woorde wat hy vir hulle gelos het van, ek kom weer. Hy kom weer. Jesus het nie tot ziens gesê nie, hy het gesê, ek kom terug. En waartoe gaan hy? Johannes 14 verduidelik Jesus vir ons baie mooi waartoe hy gaan. Hy gaan van ons 'n plek voorberei. Hy gaan na sy Vader se huis toe om vir ons plek voor te berei, sodat ons ook kan wees waar hy is. Met ander woorde, dat ons ook sal arriveer en sal weet, maar daar's 'n plek vir ons voorberei. En vandat Jesus in die hemel is, en hemelvaart plaasgevind het, is hy betrokke en is hy in 'n proses besig om vir ons plek voor te berei. Jesus kyk nie van bo af en sê sterkte vir julle daaronder nie. Hy kyk nie van bo af en sê julle is nou maar op julle eie wese aangelaat nie. Nee. Hy sê ek gaan om vir julle plek voor te berei. Hoekom? Sodat julle ook kan wees waar ek is. Hemelvaart is daar die wagtyd tussen ek gaan en ek kom weer. En soos wat ons vandag vir mekaar sê, dat soos Jesus gegaan het, kan ons ook vir mekaar sê, hy kom definitief weer. Miskien is ons grootste probleem in die lewe, is miskien om te wag. Niemand hou daarvan om te wag nie. Jy wag by die dokter. Ek weet nie wie van julle het al 9 uit 10 keer, elke keer op die regte tyd, op jou tyd, 10 uur ingegaan by die dokter nie. Of ek staan dit elke keer maar net verkeerd, maar ek wag altyd. Gister toe ek julle huwelik gaan registreer, wag ek ook by die deur, want daar staan baie duidelik, wag, ons sal jou roep. En toe die derde persoon al voor my indruk en ingaan, toe kom ek agter, hier's iets besig hier in my binneste, wat besig is om te gebeur. En toe tree ek nou maar net binne in, toe dog ek, nou moet jy nou maar sê wat jy wil, maar ek gaan nou hier staan, want hierdie wat nou hier gebeur is nie reg nie. Ons hou nie van wag nie. Ons hou nie eens daarvan om te wag, sien ek by Noordkampus, maar miskien daar 'n bietjie preek, om eers te wag hier by die verkeerslig, dat hy moet groen word nie, want as daar nie 'n kar kom nie, en die lig is rooi, dan sien ek hoe glip ons almal, bol ek myself ook nou, wanneer jy dit sien as 'n toegeeteken. Ons hou nie van wag nie, en baie keer vra ons vir die Here, hoe lank nog? Miskien sit jy met 'n situasie in jou lewe en jy vra, maar hoe lank nog? Hoe lank nog vir daardie deurbraak? Hoe lank nog voordat daardie genesing dalk gaan kom? Hoe lank nog? Here, ons kan vandag ook vra, hoe lank nog voordat U gaan kom? Selfs die disippels
die het ook maar geleer in hulle tyd om ook te wag. Die Here het ook vir hulle gesê, gaan wag. Totdat. Wag beteken nie God is afwesig nie. Ek wil dit weer vir jou sê. Om te wag beteken nie God is afwesig nie. Want God werk dikwels in daardie wagtyd in jou en in my lewe. So is hulle vol in die Bybel. Abraham wat moes ongeveer 25 jaar moes gewag het vir sy belofte. Josef moes lank gewag het, Jakob het gewag. En terselfdertyd het die Here in sy lewe gewerk en sy karakter gevorm. Wag beteken nie, of om te wag beteken nie, God het van my vergeet nie. Want hy het nie van jou vergeet nie. En so mooi in Johannes 14 kom die Here en hy sê vir sy disippels, hy sê ja, ek gaan doodsterf, ek gaan nie meer hier wees nie, maar ek gaan julle nie agterlaat nie. Ek gaan julle nie as wese agterlaat nie. Jy sien, hy maak die belofte. Hy maak die belofte dat hy iemand gaan stuur. Hy maak die belofte dat hy sy Heilige Gees die voorspraak gaan stuur om by ons en om met ons te wees. En hy stuur sy Gees vir ons. En ons is amper in Pinkstertyd waar ons bietjie meer daaroor gaan gesels. En daar kan ek en jy, en op hierdie oomblik, kan ons God se teenwoordigheid elke oomblik van die dag sy teenwoordigheid ervaar. En sal ons ook voortdurend in die toekoms sy teenwoordigheid kan ervaar. Want God is nie net langs ons nie, maar hy is in ons, hy is deel van ons. Hy is by ons, hy vorm deel van ons dagse bestaan, hy vorm deel van wie jy is. En daarom kan ek en jy moed hê vir die dag. Ons kan moed hê vir die uitkoms en vir die moeilikhede wat oor ons pad kom. Ons kan moed hê vir enige stryd wat daar mag wees, want God is met ons. Sy krag is in ons lewens teenwoordig. En al voel jy hoe swak en al weet jy nie hoe jy deur situasies kan kom nie, is sy krag genoeg vir jou. Want die sentrale tema sê vir my en vir jou, Jesus gaan terugkom. Dis die hart van hemelvaart. Soos Jesus gegaan het, so gaan Jesus ook terugkom. En dis Jesus, dis nie 'n ander Jesus nie, dis nie 'n idee nie, dis nie 'n simboliese ding wat gaan gebeur nie. Nee, dis dieselfde Jesus wat blindes laat sien het, wat by Lazarus se graf gehuil het, wat aan die kruis gehang het, wat uit die dood uit opgestaan het, dis hy wat weer gaan terugkom. Paulus sê vir ons in 1 Tessalonisense, die Here self sal van die hemel af neerdaal. En weer wil ek sê, nie 'n engel nie, nie 'n boodskapper nie, maar die Here self. So vir vandag se tyd, vir die nou, wat beteken dit vir ons as Jesus weer gaan kom? Wat moet dit vir my en vir jou as gelowige beteken? Wat is dit wat ons vandag hieruit moet neem en uit die deure uit te stap en die lewe gaan leef? Ek dink dit gaan dit wees, is om uit te beweeg en te weet, soos wat Christus opgevaar het na die hemel, is daar ook 'n dag wat hy gaan terugkeer na hierdie aarde toe. En totdat dit gebeur, is daar 'n verantwoordelikheid op jou en my lewe om te leef. En ons sê baie keer vir mekaar, nie om te oorleef nie, maar om te leef. Om dit te doen wat vandag oor jou pad kom. Om dit te doen vandag so goed as wat jy kan. Om vandag se geleenthede wat oor jou pad kom te gebruik. En dit gaan beteken dat ons anders gaan leef. Dat ons anders gaan praat. Dat ons mekaar gaan vergewe. En vir mekaar gaan sê, dis nie die moeite werd nie. Kom ons beweeg aan. Kom ons groei na mekaar toe.
Dit gaan vandag beteken dat jy meer sensitief of dalk meer bietjie sagter in die lewe gaan wees. Om te besef dat dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my agenda, wat ek uit hierdie lewe wil uitkry nie, maar die Here het my die verantwoordelikheid gegee om die sout en om die lig vir hierdie aarde te wees. En om dit te leef. Om lief te hê. Om te gee. Om mense te waardeer. En ook om gereed te wees. As jy weet iemand kom kuier vir jou, ongeag hoe belangrik, is daar 'n paar dinge wat gewoonlik in 'n huishouding vir mekaar gesê word. Die eerste een is almal nog nie by die huis is nie, is die huis skoon? Is die goed gebeure? Is dit netjies? Want ons verwag mense, ons verwag dat iemand dalk genooid of ongenooid gaan opdaag. En om 'n vuil of 'n mekaar huis te hê is 'n verleentheid. En so ook vir die lewe, om te weet dat Jesus gaan terugkeer, om hom te verwag, berei jy ook voor. En verwag jy dat die skepper van die hemel en die aarde gaan terugkom. Want die koning gaan terugkom. En die kerk leef met daardie verwagting. Ek wil afsluit om te sê, om te groet is nie maklik nie. Om te groet is baie keer seer. En ons leef tussen die hemelvaart en die wederkoms en ons is die mense wat agterbly, maar ons is nie die mense wat agtergelaat is nie. Die disippels moes dit ook geleer het. En die hemelvaart vertel 'n storie van hoop. Dit is nie 'n storie van verlies nie. Dit is 'n storie van hoop. Want Jesus se laaste woorde was nie gewees tot siens nie, maar sy woorde was gewees, ek kom weer. En daar kyk ons as die disippels vandag ook op na die hemel. Maar ons kyk anders op. Ons kyk met hoop. Ons kyk met verwagting. Hoekom? Want ons weet, hierdie Christus, wat opgevaar het na die hemel, gaan ook terugkom. En hy gaan ons ook kom haal. En ons gaan ook weet waar hy is. En ons gaan ook dit geniet, wat hy al vir ons so lank al voorberei het. Maar tot daardie dag kom ons leef. En kom ons maak die beste gebruik van elke geleentheid wat oor ons pad kom. Net daar waar jy sit, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemel Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat U nie weggegaan het en net nooit weer van plan was om terug te keer nie. Maar die woorde so direk, dat soos wat ek gaan, so kom ek terug, om julle ook te kom haal. En my gebed is hier, Here, dat elkeen wat hier vanmôre sit, dat hulle dit sal glo in hulle hart, en daardie verwagting in hulle hart sal hê, dat daar gaan 'n dag kom, wat U gaan terugkeer. Daar gaan 'n dag kom, dat die aardse verby gaan wees. Daar gaan 'n dag wees, wat ons saam met U, die mooi en die nuut gaan geniet, en die plek inneem waar U is, in U Vaderhuis. En hoe wonderlik gaan dit nie wees nie. En ons sien uit daarna. Here, ons weet dit gaan wonderlik wees. Maar huidiglik nou, hier op aarde, help ons om ons lewens so in te rig, en om so te leef, soos wat U graag wil hê ons moet leef. Dat ons elke geleentheid sal benut, dat mense dit sal sien en sal beleef, dat mense ons sal ervaar as U kinders, en dat mense ons sal raak sien vir die liefde wat ons vir U het.
Dankie vir elkeen. En wanneer ons uit mekaar uitgaan, Here, is my gebed dat U elkeen sal seën. En dat die goedheid en die guns op elkeen se lewe sal rus. En daar waar ons vandag gaan uitkom, en vir die wat ons vandag gaan sien, laat ons die sout, en laat ons die lig sal wees, wat vir U sal skyn. Ons wil U eer daarvoor, en vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om U te kan ken, en net om U kinders te mag wees. En ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. En ons almal sê, Amen.